Baie welkom by ons diens vanoggend. Dit is ons voorreg om vanoggend ook aan die tafel van die Here te sit. Baie dankie dat julle ook na die Heilige Gees geluister het en saam ook hier by sy tafel gekom het. Ons begin ons diens vanoggend. Ons sing as 'n toetrede lied, Gesang 157. Gesang 157 en ons gaan daarvan die eerste en die tweede verse sing. Ons kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van ons Here. Daar is net een manier vir ons om te antwoord. En dit is om die Here ons God te loof. Kom ons sing tot sy lof uit Vonklied 432 vers 1 en 3. Kom ons loof die Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op
in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons hoor hierdie wet elke Sondag, sodat ons onsself teen hierdie wet kan meet. Ons doen dit sodat ons elke keer kan besef hoe kwaadwillig en vol sonde ons is. Ons is skuldig voor God. Daarom moet ons skuld voor hom bely en ons tot hom bekeer. Kom ons bely ons sonde deur saam te sing uit Psalm 119 vers 2. Ons bly net so sit, dan sing ons Psalm 119 vers 2 as belydenis van ons sonde. Broers en susters, nadat ons sonde teenoor God en ons naaste besef het, moet ons nie dink dat alles vir ons verlore is nie. Die Here wil ons ook in ons ellende van sy genade vir elkeen van ons verseker. In Jesus Christus wil God ons van ons sonde vrymaak. Broers en susters, ek en jy is in Jesus Christus vrygespreek. Niks kan ons van hierdie liefde skei nie. Dit staan vir altyd vas. Kom ons bely dan opnuut ons geloof in die drie-enige God. Kom ons doen dit in diepe dankbaarheid. Ons sing uit Gesang 342 vers 1. Kom ons bid dat die Here sy woord vir ons oopmaak. Baie dankie Here dat U ons by mekaar gebring het vanoggend deur die werk van die Heilige Gees. Dankie vir die uitnodiging na U tafel. Ons kom met leë hande, met lewens vol sonde, stikkend. Maar U vergewe ons. U hou ons in liefde vas en U bring ons by hierdie tafel. Sodat ons ook kan met ons mond proe dat
hierdie geloof, hierdie redding waar is. Dat hierdie verhouding wat ons met U het, eg is. Ons bid dat U nou U woord vir ons oopmaak, Vader. Laat wat ons hoor in ons harte bly. Help ons om te luister. Maar laat ons ook asseblief gaan doen. Laat die geloof nie diep verborge bly nie, maar laat dit in ons hande en ons voete kom. Dat die wêreld kan sien, in Christus Jesus is daar redding. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam alleen. Amen. Broers en susters, ons lees vanmôre uit die tweede hoofstuk van die boek Handelinge. Ons het verlede Sondag Pinkster gevier en ek wil graag vanmôre so 'n bietjie verder aanborduur op die Pinkster tema. Ons het sulke mooi dekorasies hier in die kerk rondom die Pinkster tema. Dis moeilik om dit af te haal en ek het ook gevoel, ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor hoe die Heilige Gees inpas, hoe Pinkster inpas by nagmaal, hoe dit werk. So ons lees uit Handelinge hoofstuk 2, ek gaan 2 gedeeltes lees, ek gaan die eerste 13 verse lees en dan gaan ons 'n entjie verder blaai. Ek wil die prediking van Petrus gaan ek nie lees nie. God gee die Heilige Gees vir die gelowiges, dis die opskrif hier. Al die gelowiges was by mekaar op die dag van die Pinksterfees. Hulle het skielik iets gehoor wat uit die hemel kom en dit was soos 'n sterk wind wat waai. Hulle het dit gehoor oral waar hulle in die huis gesit het. Toe sien hulle iets wat lyk soos 'n klomp vuurvlamme by mekaar. Die vlamme het gelyk soos tonge en 'n vlam het op elke gelowige gaan sit. Die Heilige Gees het in hulle almal gekom en hulle het begin praat in ander tale. Die Gees het hulle laat praat in hierdie tale. Daar was Jode in Jerusalem. Hulle het in ander dele van die wêreld groot geword en toe in Jerusalem kom woon. Daar was Jode van elke land in die wêreld. Hierdie Jode was lief vir die Here en hulle het hom gedien soos hy wil hê. Toe hulle hoor dat hierdie sterk wind kom, het baie van hierdie Jode saamgekom by die huis. Hulle het nie geweet wat gebeur nie. Want hulle het gehoor hoe praat die gelowiges in die tale van elkeen van hulle wat uit die ander lande van die wêreld kom. Hulle was baie verbaas en hulle het gesê, al hierdie mense wat so praat kom van Galilea. Elkeen van ons hoor sy eie taal wanneer hulle praat. Hoe gebeur dit? Want ons is Jode uit verskillende volke. Perse, Medeërs, Elamiete, mense wat woon in Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië naby Sirene en ook mense wat woon in Rome. Jode en heidene wat die Joodse godsdienst aanvaar het, Kretensers, Arabiere. Ons hoor hulle praat in ons eie tale oor die groot dinge wat God gedoen het. Hierdie Jode was almal verbaas en deur mekaar. Hulle het vir mekaar gesê, wat kan dit beteken? Maar ander het mense gespot en gesê, hulle is dronk. Ek blaai na vers 37, ek gaan daar lees 37 tot vers 42. Toe die mense hierdie woorde hoor, was hulle baie hartseer en ontsteld. Hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, vriende, wat moet ons doen? En Petrus het vir hulle gesê, julle moet verander en julle moet lewe soos God wil hê. Julle moet gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en God sal die Heilige Gees vir julle gee.
Want God het dit beloof vir julle en vir julle kinders en ook vir al die mense wat nie Jode is nie. Ja, hy beloof dit vir al die mense wat die Here ons God na hom toe sal roep. Petrus nog baie ander dinge gesê. Hy het die mense gewaarsku en hy het ernstig met hulle gepraat. Julle moet vir God vra om julle te red. Julle moenie wees soos die wêreldse mense wat sonde doen nie. Die mense wat besluit het om te doen wat Petrus sê is gedoop. En God het omtrent 3000 mense op daardie dag gelowiges laat word. Ek lees tot hier. Salig is jy as jy hierdie woorde vanmôre hoor, as jy dit glo en as jy ook so gaan lewe. My broers en susters in ons Here Jesus Christus. Pinkstertyd is altyd 'n groot viering in die Christelike kerk. Ons kom elke jaar omtrent hierdie tyd bymekaar en dan doen ons as kerk moeite om te dink oor die tyd toe die kerk gebore is. Toe die Heilige Gees oor die apostels, oor die gelowiges gekom het. Ons lees in Handelinge dat die oomblik toe dit gebeur het, dat dit soos 'n sterk wind was wat geraas het. En dat hulle nie geweet het wat nou besig is om te gebeur nie. En dat hulle skielik, nadat hulle uit halwe vrees en onsekerheid bymekaar gekom het, dat hulle gesien het, maar hier gebeur nou iets anders. Hier is nou iets in hierdie vertrek wat lyk soos vlamme. Maar dit brand nie. Die vlamme kom bo op die mense. En dit het gelyk soos tonge wat aan hulle lek. Wat daarna gebeur is absoluut ongelooflik. Die wind gaan oor die hele stad. En gelowiges kom van elke uithoek van die stad. Almal hoor dit. Almal wonder wat is besig om te gebeur. Almal beleef die 4 tonge en hulle is bevrees, hulle is onseker, hulle weet nie nou mooi hoe gaan dit nou met ons nie. En dan kom Petrus en hy hou sy ongelooflike beroemde preek. Ek het dit nou nie gelees nie. Dis 'n hele preek op sy eie. En nadat Petrus gepreek het, is daar soveel mense wat tot geloof kom. Ons lees dat daar ongeveer 3000 mense gedoop is. Ek het baie gedink hoe dit moes gevoel het om daar te wees. Ek maak altyd die grappie. Ons sê altyd ons is as gelowiges reg vir die wederkoms, maar ek het so 'n paar weke terug vra ek vir die finaaljaars, hoe gaan julle maak as julle sien hier kom Jesus hier oor die fabriek aan? Wat gaan julle doen? Ek beloof julle, Trichardt se pad gaan baie toe wees met karre. Mense gaan wegry. Van vrees, van skrik, van wat ook al. Ek het my al baie ingedink hoe dit moes wees toe daardie ouens daar is en hierdie ongelooflike ding met hulle gebeur. Ek dink nie hulle was aan die begin presies bewus van wat dit gebeur nie, maar dat dit 'n magtige oomblik was, is verseker. Vir baie gelowiges, broers en susters, is hierdie oomblik
Die vergestalting van wat geloof beteken. En as jy met mense praat en jy praat oor hoe dit voel om 'n gelowige te wees, hoor jy baie keer mense vir jou sê, man, ek wil daai ding in my voel. Ek wil so voel. En mense wys graag terug hierna en sê, maar ek wil voel hoe die vuur van die Here in my brand. Ons lees nie weer ooit dat so iets gebeur nie. Nooit. Ons lees nooit weer dat vuur op mense gekom het nie. Eenmal gebeur. Vandag is ons hier by mekaar by die tafel van die Here. En ek is redelik seker, daar gaan nie vuur betrokke wees nie. Daar gaan nie reuse winde waai nie. So waar is dit dan? Waar is hierdie oomblik van vuur en wind? Die opwinding van die eerste gelowiges. Miskien is dit 'n beter vraag om te vra, waar is die Heilige Gees vandag? Ons praat oor die Heilige Gees. Weet jy waar is hy? Ons hoef hom nie te soek nie. Ons is die Heilige Gees gegee. Ons hoef nie die vuur en die wind te jaag nie, want die Heilige Gees is in ons. En as ek moet vra vanmôre, wat doen die Heilige Gees, kan ek onmiddellik aan 3 goed dink wat vanmôre vir ons belangrik is. Ek dink, ons moet mooi onthou dat dit die Heilige Gees se werk is om die woord vir ons oop te maak. Om die Heilige Woord aan ons bekend te maak. Om dit wat ons in die Bybel lees so te maak, dat ek dit kan verstaan. Hoe oud is die woord van die Here? Steeds dieselfde woord. Ja, ek weet, in ons tyd het daar 'n klompie vertalings gekom van mense wat bietjie ander perspektief op die Bybel wil gee en so 'n bietjie geld maak aan die kant. Ek praat nie daarvan nie. Die Heilige Gees se eerste werk is om hierdie Bybel vir ons oop te maak. As gelowiges hoor ons die woorde wat ons in die Bybel lees, en dan kry ons die vermoë om dit te verstaan. Elke keer as ek iets preek en na die tyd praat mense met my daaroor, dan beleef ek hierdie ding op 'n ongelooflike manier, want ek preek iets en ek het 'n spesifieke ding in gedagte, dan kom my ou na die tyd dan sê, "Jessie, Dominee, ek nog nooit so daaroor gedink nie," dan sê hy iets heel anders, dan dink ek, Vader, ek het nooit daai goed gesê nie. Waar kom jy daaraan? Dis hoe die Heilige Gees werk. Hy maak die Bybel vir jou verstaanbaar. Onthou julle toe die Heilige Gees uitgestort is, het die mense in hulle eie taal die woord gehoor? Dink net hoe moes dit gewees het. Ek gaan dit nou in ons konteks plaas, dan verstaan ons dit. Die taal van die kerk was Engels. As jy geloof gepraat het, of kerk gehou het, het jy Engels gehou. En hier kom 'n ou en hy preek. En die woorde wat uit sy mond kom, hoor ek in Afrikaans. En hier langs my hoor iemand dit in Zulu. En in Tswana. Dis wat daardie dag gebeur het. Mense het tot geloof gekom
omdat die Here dit so wil het dat die Heilige Gees hulle ore oopgemaak het in hulle eie taal. En hulle kon presies verstaan wat dit beteken dat hy vir hulle lief is en dat hy hulle gaan red. Dit gebeur vandag nog steeds net so. Dis die werk van die Heilige Gees hier, vanmôre. Ek lees die Bybel, ek praat, en julle hoor elkeen wat die Heilige Gees wil hê, julle moet hoor. Dis 'n wonderwerk. Dis die Heilige Gees. Hier's nie wind nie, hier's nie vuur nie, maar hy is hierso. Die tweede ding wat ons die Heilige Gees in sien, is ons samekoms. Ons saamwees as kerk. Aan die hart van die saamwees lê die Heilige Gees. Die Heilige Gees bring ons bymekaar. En Petrus leer ons dat die Heilige Gees gawes vir elkeen van ons gee. Ons kry elkeen gawes. Ek verstom my aan mense se gawes en wat die Here in hulle harte laat gebeur. Hoekom kry jy die gawes? Niemand word gemis nie. Almal kry dit. Hoekom? Nie vir jouself nie. Vir ons. Jou gawes bring jou hiernatoe. Die Heilige Gees bring ons bymekaar. As ek gelowig is, dan bring ek my gawes kerk toe. Nie vir my nie, vir ons. Iets belangriks gebeur as ons so bymekaar is. Die Heilige Gees werk in ons harte. Hy praat so met ons, dat ons elke gawe wat ons het, na die Here toe kan teruggee. Is iets om oor te dink. Is jy hier vir jouself? Is jy hier vir ons? Die derde manier wat die Heilige Gees teenwoordig is, broers en susters, is by die sakramente. Ons lees dat toe Petrus klaar gepreek het, dat die mense na sy preek geluister het en hulle vir hom gevra het, nou oké, ons het jou nou gehoor, dis ongelooflike woorde, maar wat nou? Wat moet ons nou doen? En Petrus sê vir hulle, julle moet verander, julle moet julle bekeer. En as jy jou bekeer, dan bely jy jou geloof in God. En as jy dit doen, dan moet jy gedoop word. Dis die pad van die Heilige Gees. Later lees ons dat hierdie mense week na week by mekaar gekom het. Hulle het moeite gedoen met mekaar. En wat het hulle gedoen op 'n Sondag? Hulle het saam nagmaal gehou. Die nagmaal word 'n simbool van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die nagmaal en wanneer ons aan hierdie tafel sit, wys vir die wêreld. Ons is nie enkelinge nie. Ons is saam. Hierdie tekens wat ons ontvang, die gewone stukkie brood wat jy in jou mond sit, die slukkie wyn of druiwesap wat jy drink, dis nie heilige goed nie. Die heilige ding gebeur wanneer die Heilige Gees dit vir jou waar maak. So ek staan op en ek kom sit hier voor en ek glo, doen dit om my geloof te bely, en as ek dit doen, maak die Heilige Gees vir my dit waar. Daarom is dit belangrik, broers en susters, om nagmaal te hou. Die nagmaal is vir elke mens wat weet
Ek is verlore. Ek kan nie sonder die Here nie. Ek het sy krag in my lewe nodig. Ek sluit af. Ons leef in 'n tyd waar mense alles bevraagteken wat gedoen word. En jy moet baie mooi jou storie ken, jou verduideliking ken om vandag mense te oortuig, okay, dis die regte ding om te doen. Wat vanmôre hier gaan gebeur aan hierdie tafel, hoef ek nie te regverdig nie. Ek kan nie. Die Heilige Gees kom in jou. En as die Heilige Gees in jou is, kan jy aan die tafel sit. En alles wat hier gebeur sal vir jou reg wees. En alles wat hier gebeur sal vir jou waar wees. En jy sal krag ontvang deur hierdie tekens. Maar is net omdat die Heilige Gees in jou is. Dink mooi wat ek nou vir jou gesê het. Jy het die Heilige Gees in jou. Dis 'n groot stuk genade. Dis 'n baie groot verantwoordelikheid. Daarom hoef jy nie vandag wind te wees en vlamme nie. Daar hoef nie 'n moment te wees van, "Sjoe, dis impressive nie." Dis nie hoe God werk nie. Jy kom sit aan. Jy gebruik hierdie maaltyd. En die Heilige Gees wat in jou is, maak dit vir jou waar. En dan, as ons hier opstaan, gaan ons, soos Petrus ons leer, gaan ons sy getuies wees. Kan ons vir mense sê, die Here is in my deur sy Gees. Ek glo dit. Alles wat in my lewe gebeur, lê ek voor sy voete. Kom sit aan hierdie tafel vandag en kom beleef dit. Amen. Ek gaan vir ons lees uit die formulier vir die bediening van die nagmaal. Geliefdes, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en hy het gesê, hulle moet dit gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons saam die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente en die doel van die nagmaal is die versterking van ons geloof. Met die tekens van die brood en die wyn verseker Jesus Christus ons, deur die werk van die Gees, dat hy in liefde met ons in verhouding is. Ons glo dat die Here self vandag hier teenwoordig is, in ons harte is. Deur die Gees kan en sal dit so wees. Daarom is die nagmaal 'n geloofsbelijdenis. As jy hier kom aansit, dan bely jy voor die wêreld dat Jesus Christus vir jou gesterf het, dat hy jou sondes vergewe het, en dat hy ook opgestaan het en die pad na die hemel vir jou gebaan het. Ons kry hieraan deel, broers en susters, omdat ons in hierdie offer glo. By hierdie tafel sien die wêreld ook dat ons nie enkelinge is nie, maar dat ons in die geloof saam is, dat ons een is. Ons kry die geleentheid om as kinders van God saam met hom hierdie maaltyd te geniet. Natuurlik het ons sonde. Dit is vir baie mense 'n struikelblok. Hulle sê
ek weet nie hoe kan ek nagmaal gebruik, ek het te veel sonde. Laat ons dit vir mekaar sê, geliefdes, Christus Jesus se bloed is ons vergewe. Die nagmaal meet nie die sonde nie. Mense wat by hierdie tafel aansit, is mense wat weet, ek het niks om te gee nie. Ek kry alles in die bloed van Jesus. So wanneer ons opstaan vandag, ons het nagmaal gaan gebruik en ons staan op, dan moet dit ons taak wees, ons doel wees, om ook hierdie boodskap die wêreld in te dra. Daar's net een verlosser, Jesus Christus. Daar's net een manier vir jou, om in die ewigheid te kom, en dis om jouself vir hom te gee, jouself oor te gee. Niks wat jy het, niks wat jy doen, kan dit regkry nie. Net hy, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons nou die tafel gereed maak, geliefdes, kom ons bly net so sit, dan sing ons vers 1 en 2 van Gesang 239, terwyl ons die tafel gereed maak. Om dan nou met die ware hemelse brood, Jesus Christus, gevoed te word, moet ons nie enige verwagtinge hê van die brood of die wyn as sodanig nie. Geliefdes, ons moet onsself in die geloof, deur die werk van die Gees, volledig op God rig. En ons moet nie twyfel nie. So seker as wat ons hierdie brood eet, en so seker as wat ons hierdie wyn drink, net so seker kry ons deur die werk van die Gees volledig deel aan die offer van Christus Jesus. Die kerkraad nooi elkeen uit, geliefdes, om aan die tafel van die Here te kom sit, al ons belydende lidmate, ook belydende lidmate van ander gemeentes van ons kerk, ook belydende lidmate van ander kerke wat op dieselfde belydenisgrondslag as ons is. Jy is almal welkom om aan die tafel van die Here te sit. Ons reëlings is soos gewoonlik, ons begin aan die kante gebruik, daarna laastens die middelblok, en dan gaan ons ook met die tweede tafel, gaan ons ook in die banke bedien. Ek wil net sien, is daar mense wat in die banke wil gebruik? Johan, hoofsaaklik daai kant. Okay. Dit sal met die tweede tafel gebeur. Geliefdes, die tafel van die Here is gereed, kom sit aan, kom sien en smaak dat hy goed is.
Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet daarvan tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is ons gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem en drink daarvan tot sy gedagtenis. Op Golgotha word hy gehuis aan 'n kruis tussen twee sondaars aan die wêreld gewys. Spykers deur hande en voete geslaan. Stort Maria haar soveelste traan. Onuithoudbare pyn wat al dieper inkerf, het hy met sy aangesig na die Vader gedraai en gesê, dis volbring. Op die derde dag het hy opgestaan. Het hy voor hulle uit na Galilea gegaan. En daar het hy vir 11 disippels gesê, gaan vertel die wêreld. Hy het ons sondeskuld met sy bloed afgewas, met menslike liggaam, peperduur betaal, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan haal. Kom ons sing bietjie vanoggend, broers en susters, na die tafel die eerste vers van Psalm 116. God het ek lief, want die getroue Heer. Psalm 116, die eerste vers. Geliefdes, kom sit aan die tafel voordat die pad vir u te lank word. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem en eet daarvan tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is ons gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem en drink daarvan tot sy gedagtenis. U liggaam is gebreek om ons te voed. U bloed gestort om ons van sonde te behoed. Dankie Heer vir soveel liefde, vir ontferming en genade. Maak ons opreg en getrou, gereinig van ons sondedade.
laat u instelling van die heilige nagmaal nooit vir ons verlore gaan of daal in waarde. Baie dankie, geliefdes, dat julle saam met my aan die tafel van die Here was. Dankie dat julle ook die Heilige Gees vanmôre in julle harte toegelaat het en hom vertrou het, sodat hierdie sakrament vir julle ook waar sal wees en word. Glo dit, bely dit, vertrou hom wat dit vir julle gee. Ons sluit af, as wegsending sing ons vandag gesang 432, gesang 432 die eerste en tweede verse. Daarna bly u staan vir die uitspreek van die seën en dan sing ons ook die amen. O Gees van Vader, geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees.